So gewoonlik is daar aan die begin van ons goed 'n tipe van 'n cold open. Wat bietjie awkward kan wees, maar ook nogal mense se aandag kan trek. So, Dewald, wat het jy? Is daai koud genoeg? Dit is koud genoeg. Ons het al begin met krieke. So ek vandag saam met Dewald Niemand, hy is by NG Bryanston. Ek en Dewald het ontmoet uit trauma bonding by 'n kerk kommissie waarop ons gedien het. En hulle sê tawwe tye, dit is ons army moment gewees, Dewald. Gewoonlik ander ouens gaan deur koels wat vlieg en sulke goed. Ons ons het gegaan deur die stille tirannie van die NG Kerks. Ja, ons mag nou niks noem nie. Kom ons sê eerder dat in die proses het ek Pieter leer ken as iemand van integriteit. Dankie. Likewise. En ook iemand met 'n sterk teenkanting teen gesagsmisbruik. So Sure. En ons het daarin goed gebaan, baie ure op die telefoon spandeer saam die beste besluit van ons lewe te geneem het om te bedank daar, so ek wil sê dit. En bedankings kan soms great wees. Yes, ek het onlangs van 'n ding bedank wat vir my net so bevrydend was. So yes. Miskien is dit 'n great plek om te sê partykeer moet jy eers uitfigure wat jou ja is voor jy begin sê vir dinge. Ja. En ek dink op daai stadium het ons net gesê wanneer ons in die bediening is, ons wil nie so baie hoef te kla, soveel gewig dra, soveel slegte goeders, want ek dink dit reg het ons harte swaar gemaak daai goed, en ek dink as mens eerstens sê, maar geloof moet my na 'n beter plek toe vat, and this is not doing it. Ja. As ek my ja het, dan is dit maklik om vir die ander staf te begin nee sê. So ek dink ons het altyd net gesê, ander mense kry dalk 'n ander ervaring, maar vir ons was daai 'n bitter negatiewe ervaring. Dit was super negatief, maar dit was ook een van, ek dink, die tafste tye in my lewe gewees. Nie net was dit COVID nie. Ek dink my kind het skarlakenkoors gehad. Jenny het 'n miskraam gehad in daai tyd. Dit was hard en aanhoudend, en toe nog om te sukkel met hierdie mense se eie egootjies, terwyl mense om ons besig is om dood te gaan, en hulle het hierdie, kom ons doen met maar 'n piepie kompetisie. Ja, sure. Ek wou iets anders gesê. Ja. Maar ek onthou toe jy vir my eintlik maar die dag gesê jy gaan wegtree van hierdie, en dit was my great, want partykeer het jy nodig om te sien hoe iemand anders hulle sal vrymaak van iets, dat jy die guts het om dit self te doen. Ja. En ek dink ons was toe 4 uit 10 mense wat bedank het daarso, maar ek dink dit was reg, dit was 'n goeie besluit vir ons gewees. So ek hoop dit gaan goed met die mense en al die dinge wat nou werk op so ietsie, en dis nou geen disrespek teen mense wat wel hulle weg oop sien vir dit nie, maar ek dink vir ons het ons net gesien, ons nie 'n goeie fit nie, en dat al daai tipe van negatiewe energie, dit het begin te veel uitvloei na ander plekke toe, en not good. En weer eens, ek kyk nie met spyt terug na daai besluit nie. Nee. Maar okay, goed. So, behalwe vir die trauma bonding, jy's by Bryanston op die oomblik. Jy was by Verluisig gewees. Vir hoe lank was jy by Verluisig? 7 jaar. 7 jaar. 7 vet jare en 7 maar jare. Ja. Ek het dan my volmaakte getal daar klaar gemaak, en toe is ek na NG Bryanston toe beroep. En baie randomly, ek is op die ou manier beroep wat ek het nog gedink, jy weet, jy moet gaan onderhoud kom en dit, maar die gemeente het eintlik maar 'n ou daar blind beroep. So toe ek weer hoor ek het 'n beroep. En toe moes ek nou uitfigure, hoorie, wil ek beroep word? En is ek beroepbaar en al daai dinge. Maar dit was toe een van, ek dink, die beste besluite is God het 'n nuwe avontuur oopgemaak, en nou is 3 jaar aan Joburg, love it, mense is great. Dit is die van die nice mense. Daar te preek. Dit is regtig sulke nice mense. Dit is 'n fun kerk, man. Dit is 'n fun groep mense om, ek dink voor te werk, saam te werk. Nice. Yes. Ja. So dis hoe ek nou in Bryanston gekom het, en ek weet Pieter is baie geïnteresseerd, want Sondag sê vir my praat die gemeente oor die ryk jong man, en toe het hy net vir die armgehad dominee Bryanston uitgenooi om perspektief te gee of so iets. Kom vra, help asseblief dominee. Hoe praat 'n mens oor ryk mense? Wel, ek dink ek het iets interessants onlangs weer gelees. Yes. As jy kyk na die evangelie van Lukas, dan begin dit met, jy weet,
hoekom is hierdie boek geskryf? Mense mis baie keer daar, maar die eerste deel in Lukas dan is dit eintlik gesê maar ek skryf hierdie vir iemand Theophilus en dan gee hierdie agtergrond van hoekom skryf dit, dan sê daar's al baie verhale neergeskryf van hierdie goed, maar ek dink ook is belangrik genoeg en daarom gaan ek die goed navors. Lukas is 'n dokter. Dus ek gaan so van meticulously werk met hierdie details van die stories aan mekaar sit en dit soort van in die regte volgorde saam sit Theophilus om vir jou te wys en Theophilus was, hy sê hooggeagte, so Theophilus is 'n ryk man, iemand met status en aansien, wat iewers langs die pad geïnteresseerd in Jesus geraak het. Daar's nie Bybels nie, daar's nie kerke nie, so weet jy, mense kan sê die ou is bekeer regtig nie, ons kan eerder sê die ou is regtig nuuskierig. En uit hierdie fragmente uit sê Lukas, gaan ek vir jou dit wat ek gesien het en wat ek weet is geloofwaardig en wat ek kan research, gaan ek vir jou saamsit, en vermoedelik was hy gesponsor deur Theophilus. En ek dink dit help my partykeer as 'n mens dink dat die geskenk wat ons vandag kry het iewers te gekom. Ek bedoel, mens kry baie keer die idee dat rykdom is, jy kry kerke wat sê dis 'n seëning, 'n teken van God, dan kry kerke wat vir jou sê nee, dis eintlik die bad guys wat aan daai kant sit. En ek dink baie van ons sit gelyktydig met skuldgevoel en met 'n klomp jaloesie wanneer ons praat oor rykdom of geld. Yes. En ek dink dis great om te hoor partyke in die Bybel, hier is waar mense dit wat hulle het vir soort van goeie goeders gebruik ook. Want ek wil sien, kyk na die Rockefeller Center, is een van die mees amazing versamelinge van kuns wat ons erf uit die wêreld, maar dit kom uit onsaglike rykdom uit. So partykeer is daar ook goed om perspektief te hê, om te sê van die erfstukke wat ons het vandag, ons hoor dat Jesus se bediening self was gesponsor deur die vroue. En dit gee ons 'n plek vir die Empire actually. Dis een van my favorite goed gewees van ek en jy is op dieselfde bladsy hierso met se Rob Bell dink ek uit What's the Bible, wat hy gesê het Jesus se campaign was gesponsor deur een van die se vrouens. How awesome is that? So ek dink dit help my wanneer ek dink in perspektief gee, want die narratief is om mense of te shame of te glorify. Jy weet, om as kerktradisie wat sê, kyk hierdie is 'n teken van hoe God jou geseën het, en dan net daarna as hulle betaal asseblief my check oor dat ek nog 'n helikopter koop. Dat ek ook kan sê, dit voel my baie soos mense wat sê, hier is die boek wat jy die geheim gaan gee vir rykdom, koop hierdie boek, en dan as jy die boek koop, dan word jy ou ryk van al die boekverkope. Dit voel vir my bietjie soos daai. Maar aan die ander kant sou ook hierdie diep skuldgevoel van, hierdie mense wat dit het, obviously, in die Bybeltyd was mense ook skepties oor rykdom. Maar ons lees hierdie klein leidrade wat vir ons sê dat miskien is geloof baie keer eerder om na jou eie lewe te kyk en te sê, maar wat is dit wat ek in diens van God kan stel? En die amazing ding is, die skaapwagter met 'n slingervel en 'n klippie in, hy kan iets ongeloofliks vir God doen, maar ook Theophilus wat 'n storie kan bewaar en kan borg wat vermoedelik deur die eeue heen miljoene lewens aangeraak het. So miskien is dit nie wat ons het nie, maar waarvoor ons dit aanwend, wat 'n belangrike vraag is om perspektief te gee wanneer ons praat oor moeilike dinge soos rykdom en armoede. Daar's 'n mooi ding wat ek het nou begin obviously voorberei vir Sondag se preek, en ek doen dit eers donderdagmiddag. Ek moet al teen donderdag opgeneem hê vir YouTube. Maar so daar's iets wat vir my uitgestaan het, en ek dink is 'n ding waar mense baie keer maklik vashak met iets soos die ryke jong man se storie is, mense dink oor die boeg word nou alles gegooi, alle rykdom, daai tipe ding. Maar daar's nie net soos 'n enkel sin wat gesê het, Jesus het nie vir die ander disippels gesê, hoor julle moet al julle goed verkoop nie. Hy het vir die ou dit gesê, want hy het agtergekom, dis hierdie ou se God. Dis hierdie ou se plek waar hy vashak. En ek dink ons is baie keer maklik met gedeeltes soos daai, gooi mense dit soos in absolutes, om te sê oor nie, maar alle rykdom. So daai is 'n line wat ek nou nogal dink ek hierdie week gaan explore en kyk, is dit so, maar die ander ding, jy het nou genoem van Lukas en Theophilus, wat vir moontlike gemeente in Efese geskryf is, en ons kyk na Markus op die oomblik, en Markus ook vir Rome geskryf, beide kosmopolitiese stede, groot stede, so jy kan dink mense met geld, ook mense wat gemarginaliseer is, maar daar is ouens met geld daar is ouens met mag daarso, en ek het nogal gewonder, Jesusie, wat sê dit vir daai ouens? So wat sê dit vir myself? In terme van, daar sekere goed wat ek baie maklik
op my regte wil staan. En goed waarin ek bevoorreg is. So dis nogal vir my mooi dat daar sulke goed is wat in die Bybel is wat jou op jou tone hou, maar nie op jou tone hou soos wat jy gedink het nie. Yes. Yes. Op 'n meer fynere nuance. So ek is excited om te kyk hoe lyk daai goed. Dis my hierdie goed is my altyd fascinating. Die Bybel het mos nou law van realiteit wat dit aanspreek. Ja. En miskien om dit nou, jy weet, lekker, val dit die touch base, vreesel dit, maar jy moet nie preek oor goed wat jy nou nie self ervaar het of beleef het nie, want dan is nou hang dit nou maar net in die lig te veel. So, hoe voel jy oor jou eie finansiële vermoëns en posisie, Pieter, as jy nou lekker op die spot kan plaas? Voel jy weet, as jy nou emosioneel dink aan die einde van die maand, voel jy dat jy genoeg het om rustig te lewe en stresvry te wees? Wow. Dankie vir daai vraag, hè. Jy sê ek is mos altyd iemand wat daar's nog vorentoe en sulke tipe goed. So wil ek net eers onomwonde sê, ek dink wel beide van ons is in die bevoorregte posisie dat ons in gemeentes is wat ons goed versorg, wat goed na ons kyk. Maar daar's nog steeds hierdie dryf in my, nê, wat en mens kan nie help om te kyk hoe doen ander of sulke tipe goed, nee. So ek weet een van die eerste goed wat ek dink is Kobus, toe ek hier aangekom het, vir my gesê het, hoorie, onthou, jy kan jouself nie vergelyk met hierdie mense nie. Jy doen jou eie ding, jy is hier so om mense te dien. Jy is nie, ja, maar nog steeds kry mens, kom ek agter mense wat, maar hoekom bly hulle in daai plek? Of hoekom, ek sien jy het weer 'n nuwe kar. Teenoor ander ouens wat sê yes, ons sal hom humble en arm hou, Here. So ons is bevoorreg, dink ek, hierso in ons gemeente. Maar mense het nog steeds natuurlik, ek dink, drome en ideale vir jouself, vir jou kinders. Man, ons almal wil 'n wilsplaas by die see hê. Ons het wêreldbeker kaartjies en maar ek te lief vir travel. Ek dink mense hoor dit ook, want dit is al 'n regtig awkward vraag. Ja. En ons gelyktydig daai twee goed wat jy aan die een kant is daai die emosionele dryf wat werk het 'n paar plekke, dit werk gelyktydig uit jou drome, ambisies, sin vir avontuur, vryheid. Dit werk ook uit vrees. Dis sê maar jy sien Suid-Afrika deesdae, jy weet die start-up pakkie is, jy moet electric fencing, 'n kamerasisteem, en dan moet jy solar hê en jy moet boorgat water hê om net okay te wees, en ek weet nie wat jy moet ons mag nie eers boor nie. Jy moet potholes kan regmaak en riool verwyder. Nie eers water nie, shame dude. Ja, ons het allerhande, jy weet, interessante goed, maar so jou starter pack raak so van al hoe duurder. Yes. En ek dink so dit daar's baie emosies wat jy aandryf, en elke keer is daar daai rasioneel wat sê, man, en ons moet nou baie keer sprekante die literatuur kyk en sê, maar eintlik as ek nou wêreldwyd kyk na rykdom en armoede, dan Jesus, ek eintlik is, hulle sê daar's mos so sensus so 2010 rond wat sê, maar as jy 'n kar het en 'n garage en 'n yskas, dan is jy omtrent in die top 10% of so ietsie van die rykste mense in die wêreld. En hulle plan nie van die top 1% of die 0,1 wat alles besit nie. Ja. Maar die punt is, as jy na daai data kyk, dan moet my kop vir my sê, joh, ek is eintlik verskriklik wel af en dit gaan ongelooflik gelukkig. En dis daai kragte van ek probeer gelyktydig te sê, yes, maar hier binne in my word ek ook gedryf deur vrees en gejaag deur ambisie en die behoefte, nie altyd om meer staf te hê nie, maar mens wil almal meer vryheid hê, meer avontuur. Ek wil graag vir jou kinders die geleenthede gee, en jy daai kragte en jy ook die ander wat 'n sobere bewusheid is van die wêreldse realiteit en ekonomiese realiteite en dat die posisie waarin jy reeds is 'n ongelooflike bevoorregte een. En is my baie mooi, want ek dink 'n groot deel van die Bybel spreek beide daai realiteite. Dis nou wat jy sê ook oor die ryk jong man is, Jesus is nie besig om vir hom 'n ekonomiese model te gee vir, jy weet, vir 'n land se GDP growth nie. Jesus is besig om eintlik in te zone op 'n baie sterk emosionele behoefte wat die ou het. En ek dink dit is 'n belangrike een, want ek onthou daar's 'n mooi manier om daarna te kyk deur te sê, as jy jou, kom ons sê maar, jou finansiële posisie vergelyk met die pelle, ek en Bryanston en jy hierso, wat meer as jy het, dan gaan jy weet, en jy vergelyk jou karakter
Ons is geneig om dit te doen, met die mense wat minder as jy het. Jy dink, ja, maar jessie, ek sal nie dit doen wat ons politikuste doen nie, en ek sal 'n bietjie belasting ontduik, of bietjie oor die spoedgrens ry, maar ek sal nie soos hierdie skelms met die 180 miljoen tender nie. Ons geneig om baie keer daai te doen, van ons vergelyk onsself met die mense meer as ons, en ons is, jy weet, jessie, kyk hoe baie het hulle, ek het nie baie nie, want just teenoor hulle het ek nie, en dan ons morele posisie teenoor die mense wat minder, en meeste mense is baie ongelukkig met daai. En eintlik is die geheim tot geluk is om daai ander kant om te doen. Om te sê, wat as ek my finansiële posisie, my vermoëndheid vergelyk met die mense wat minder as ek het, en my karakter met die mense nou ek regtig opsien. Wat as ek sê, jessie man, ek het nou vandag hierdie gedoen, en ek voel bietjie smart, ek het daar mooi opgetree, maar hierdie persoon wat ek het hulle autobiografie gelees, en ek respekteer hulle so, hulle sal dalk nog 'n tree verder in hierdie situasie gegaan het. En hierdie persoon, ek wil as ons die Bybel lees, verhale soos die barmhartige Samaritaan, dan is daar 'n ou wat iets doen, hy stap die ekstra myl en hy stap dit weer, en ons almal het soort van ons harte, hier is 'n good guy in die storie. Alhoewel die historiese konteks sê vir ons, vir die Israeliete is hierdie die bad guy. En dis 'n mooi balans wat vir jou sê, miskien as ek myself begin vergelyk met die Samaritane, met die Gandhis, die Moeder Teresa's, die sportheld, die Roger Federer of wie ook al wat jy dink, hierdie is 'n persoon wat reageer soos ek eintlik wens as ek, en dit is baie keer 'n resource ding, emosioneel, fisies, hoe moeg ek is, hoeveel slaap my kinders toegelaat het, hoeveel taksies voor my ingery het in die verkeer, al wat my welstand affekteer, en dan reageer ek in 'n situasie en ek wens ek het meer geduld gehad, ek wens ek het nie nou my emme gestrip nie, ek wens ek het nie nou dit gedoen, of daai kar het gestamp, of dit nie. En ek dink as mens in daai oomblik vir jouself sê, wow, jy weet nou, ons daai ou WWJD bandjies toe ons nog klein was, en sê, wat sou Jesus doen? En ek dink amper, daar is tog krag in die beweging van, as ek in daai oomblikke nie sê, man, waarmee kan ek nou wegkom nie, man, dis ander mense wat soveel erger sou reageer, maar as ek sê, die mense wat ek die meeste respekteer, my pa, my oupa, my vrou, my jy weet, my loyale Labrador, hoe sou hy opgetree het, sy stert so swaai en persoon se handlek. Hoe kan ek wees soos die mens wat my hond dink ek is? So, en dieselfde met finansies dit is taaf wanneer jy met hierdie pelle kuier wat vir wie dit regtig, maar ek onthou een van die vriende gevra, regtig ou wat baie gedoen in besigheid, maar dit perspektief is ek sê, kan ek nie my vrou bietjie naweek eers wegvat nie, ons nou baie lank terug weggegaan, dit is 'n goeie voorstel van 'n plek, en hy sê, maar man, hier is die Great Lodge wat moet try en alles, en weet, daar vir naweek, hy en sy vrou was daar, en dit was net amazing, hierdie ervaring, en so mooi, ek sê, is great, dankie ou, en ek gaan Google, nee, R20,000 'n aand tipe van lodge. Kyk, nee, stak nie. Lost in translation, maar ek dink die punt is dat mense so seer met meer of minder is nie gelukkiger nie. Ons dink altyd hierdie is wat geluk gaan gee. So ons sal al meer compromise op ons morele, en dis waar korrupsie vandaan kom, wanneer ek sal compromise om meer finansiëel te bekom, maar as nou eerlik moet opsê, as jy nou kan skoene ruil vandag met oud-president Zuma of so iemand, wil jy regtig, is dit wie jy sal wil wees? So die geheim is eerder, ek kyk baie keer juist na mense en ek lees hulle boeke as ek sien hulle het regkry aan die ander kant om te doen, om te kyk na hulle eie lewens en te sê, wow, kyk hoe vol is my lewe, kyk hoe geseënd is ek. Mense wat sê, maar ek is so oorvloedig, ek kan ander mense help, ek kan weggee, ek kan die herberg vir hulle hier, ek kan dit doen. Mense wat met onsaglike geduld optree in moeilike omstandighede. Jy weet, dis wie ek hoop ek word. Ek hoop nie ek word eendag, jy weet, een van die Guptas of sulke goeters nie. Maak saak waar hulle nou sit met al daai geld nie. As ek na die mense kyk en dink ek, hoe sal ek voel as my familie my nou raak sien? Lyk my hulle almal was baie happy nou. Jy weet, geluk is, wie wil jy word eintlik? Wie wil ek word, saam met wie wil ek nog kan assosieer? Daai tipe ding. Ek het nou al gedink, en wel, Dewald weet nou, ons het vooraf 'n paar ander goed gesê waaroor ons moontlik kon gesels, maar dit nou ek dink 'n baie definitiewe roete ingevat. So ek dink is great dat ons hieroor gesels. Ek het gewonder as mens kyk vir ons nou prakties toepaslik vandag, voel ek die kommoditeite wat ons het is tyd, energie en geld. En ek dink met daai drie in balans, iets wat ek vir myself trouw uitmaak het, net omdat daar plek oop is op my kalender, beteken nie ek's beskikbaar nie. Storie daaroor, Christian Ackerman van Eldorein, ek en hy saam geswat. Nou bel Christian my, ek dink ek's met verlof op 'n stadium. Hy sê, wat doen jy Vrydag? Ek sê, dit hang af wat jy vra.
Altyd 'n goeie eerste antwoord, ja. Is dit, ja. Soos, anders wat gaan preek, anders kry jy preekbeerd. Niks, yes, kan jy preek vir my? Ja, Skoolopening. Exactly. Ek het hierdie begrafnis. Hy sê nie man vir ons verjaarsdag. Ek sê okay, want ek en hy verjaar 'n week uit mekaar. Okay. Ja, hy sê hoekom is jy nou so moeilik? Ek sê wel ek's met vakansie. Maar ek dink so mense is geneig om goed op jouself te laai. So aan die een kant waarvoor sê ek yes. Dis 'n ding wat ek vir myself nogal uitgemaak het. En ek weet nie of ek dit al hier gesê het nie. Maar as jy vir my sê Pieter, help my asseblief. Ek land 3 uur die oggend by die lughawe. En ek wil nie vir Dorette en die kids opjaag nie, sal jy my asseblief by die lughawe kom kry en huis toe vat. En ek sê yes, dan sê ek het al uit ervaring geleer, daar's nie 'n koffieshop oop daai tyd nie. Maar is al vlugte 3 die oggend. Daar is. Wel, ek seker die vliegtuig gehijack. Pieter, kom haal my asseblief, die polisie is op my spoor. Is op my spoor. Maar as jy daarso is jy daarso en jy's excited. As jy daar is en jy's resentful, dan help dit nie jy daarop nie, voel ek. Yes. Want jy daai energie translate en dit kom sit net tussen ons. Dis die een ding. Die ander ding is, hoeveel is genoeg, dink ek. Want op 'n stadium gaan 'n mens, as jy dink aan hierdie, hoe lank is 'n tou? Hoeveel staf is genoeg? Gaan 'n mens ooit content wees? Is die Gupta's content? Is Bezos content? Is Musk is nou 'n bietjie besig op die oomblik met sy eie fight. Maar ja, hy voel duidelik uit te veel, hy wil 'n bietjie ontslaa raak daarvan. Exactly. Ja, so wanneer is dit genoeg? So tyd, energie, geld. Dis op die oomblik die 3 goed wat ek vir my voel. Dit is ek kan ook net soveel doen. Daar's net, jy het aan die begin gesê soveel goed waarvoor sê jy ja, want vir iets anders wat jy ja sê jy moontlik nee vir iets anders. Yes. Episode 1 van die Robcast. So ja, ek weet nie hoe navigate jy daai goed. Ek onthou een van my mentors, dis nou Oorle Koonte Smit, great ou gewees. En hy het dit altyd vertaal na dryf. Hy het gesê alle mense het, as mense sê hulle het nie genoeg tyd nie. Hy sê almal het 24 ure 'n dag. Niemand het meer tyd of minder tyd nie. Ek weet nie van die mense wat nuwejaars vlieg teen die son of ander kant van die son wat nou ure wen of langer nuwejaars hou nie, maar dan sien ons van ons bar ones eet. Die res van ons het soort van standaard tyd en dis eerder hoeveel dryf het jy, want ek het nie altyd die energie om iets te maak in daai tyd nie. Partykeer het na einde van die dag jy net crash en vir die TV uitzone vir 'n uur. Jy het 'n uur gehad, maar jy het nie energie om 'n uur te gevul het nie. En baie keer as ek met couples praat oor verhoudings, dan is dit nie dat hulle nie tyd vir mekaar het nie, dis dat hulle energie so opgebruik word in hulle huwelike of die kinders werke, loopbane, die spanning van moderne lewe, dat hulle net nie meer die energie vir mekaar nie omdat daar nie liefde is nie, maar omdat tyd saam equal nie kwaliteit nie. Kwaliteit is, jy moet genoeg energie hê. So ek hou nogal van die idee van dryf is 'n soort van hoeveel energie het jy wat jy kan aanwend in daai tyd. En dan het jy peak times, jy tyd wat jy baie dryf het, wat ek sê, hoorie, maar vandag kan ek baie meer gee, jy weet, ek is regtig, ek kan help, ek kan deurdruk, gaan saam met jou die Comrades hardloop, yes. En ander dae is dit, jy weet, om jou met 'n klein dingetjie te help, die podcast op te neem, jou hand te drop. Dankie dat jy hier is vandag. So, dit gaan bus by hulle ook. As jy pak vir vir 'n vakansie, maar ek dink dit help my om soos jy nou sê, natuurlike limiters op te sit om te sê, ek nie as in die Bybel 'n paar keer daar gepraat word van 'n blymoedige gewer of 'n blymoedige hart en ek hoor daai altyd op 'n manier van dat wat jy gee moet altyd 'n geskenk kom, waar as ek vir jou 'n stuk resentment gee, of 'n stuk passive aggressiveness, dis ook terrible in verhoudings. Ja, exactly. Jy weet, huwelike wat jy baie keer met mense praat en ek doen goed, maar ek doen dit op so 'n manier dat dit eintlik maar, jy weet, vlieg in jou pietjie in is. En ek hou skoor van dit en jy weet, en ek het nou laas hierdie gedoen, so dis jou beurt, en jy het dit gedoen, en dan as scorecard raak crazy. Maar geskenk is dit, geskenk is vrylik gegee, geskenk is hierso is dit en jy hoef nie eers 'n dankie sê kaartjie te gee nie, heaven forbid. Maar ek dink so die vraag altyd wanneer jy iemand wil help moet wees, is hierdie 'n geskenk
of gaan ek 'n stuk en ek het gevoel met jy sê die energie wat ek oordra en partykeer is dit alright om nog steeds te help. Partykeer is daar's niemand anders te nie en dis net 'n praktiese ding en weet jy wat ek voel nie nou great oor die hulp wat ek gee nie, maar ek gaan later met meer perspektief terugkyk en sê ek is tog bly ek was daar vir jou. Maar ek dink mense kan dit te ver vat en dan as hulle die storie later vertel, sal hulle sê, ja, ek is so gatvol vir my suster, want ons het haar vir jare gehelp met haar dubbelprobleem of dit, maar sy het almal ons geld uitgesyp of al die hulp. Jy weet, en dan praat mense met hierdie diep sin van verlies, van hierdie wasted effort. Maar nou weet ons, party mense se rehab vat na die eerste keer, party vat na die 20ste keer. Maar ongelooflike stories van mense wat sê, hoorie, my ma het my bygestaan en hier na die 20ste keer toe vat dit en dis nou 10 jaar lank sober, my lewe het omgekeer. En ek dink dit is hoekom dit baie belangrik is dat ek dink nie mense herstel baie keer, mense wat hulp nodig het in situasies wanneer ek vir hulle nog resentment gee nie. So ek dink jy weet dis 'n belangrike ding vir jouself ook. Wat maak jou vol? Wat gee jou energie sodat ek genoeg dryf het, dat ek genoeg jy weet soort van iets het om te gee. Ek dink Rabel sê ek weet jy kan nie gee met 'n leë hart nie, nê? Ja, waarom maak jy vol? Ja. Daar's iets wat jy nou sê wat my nogal laat dink en ek sien dit baie keer in die pastoraat ook. Partykeer is mens want ek's nogal sterk op grense deesdae, eintlik vir myself, want recovering people pleaser hierso. Hallo, ek is Pieter. Welkom. Ek is nou 5 dae sonder dat ek mense gehelp het. Ek kry die shakes al. Yes. Wat kan ek doen? Ook net te weet, soms is die ander persoon nie capable nie. Partykeer is dit wat die verhouding is. En jy gaan of jouself met afsny van daai persoon, of jy gaan doelbewus toegee. En dit nog steeds sien as 'n geskenk. En dit gaan van jou tyd opvat, en dit is okay. Ek het al baie, hierdie is dalk nou nie goeie eksegese nie, maar dit voel vir my soos goeie praktiese wysheid. Maar daai baie tawe vers as Jesus 'n soort van sê, ja, lewenslesse uit my lewe. Ja, ek dink daar's daai teks wat altyd baie moeilik is wat Jesus sê, maar hoor jy weet met die koms van die Messias eintlik gaan familiebande gebreek word. So eintlik die prentjie is, jy weet hierdie ding, dit gaan jou lewe op 'n traject sit en sekere mense gaan jy nie kan saam met jou vat op hierdie reis nie, want dan gaan jy nie op die reis kan bly nie. Dit kom neer as 'n keuse en ek hoor baie keer ek verstaan binne 'n antieke kultuur familiebande, die Joodse tradisie, hierdie goed is sterk en daar's baie vrese taboe so om iets te volg was 'n radikale keuse ook. Maar ek hoor nog steeds daai stem vandag en ek dink partykeer sê jy ja vir 'n gesonder lewe en dan moet jy die vriendegroep verlaat want almal in die vriendegroep drink te veel en jy wil nou wegstap van drank af en dis taaf as jy elke keer daar sit en jy het een van daai vegan biertjies wat niks in het nie en jy raak gatvol na tyd en hulle is ook nie so snaaks as jy nie 'n paar biere in het. Ek kom jy agter die grappe is terrible. Die social lubricant. so is nou 'n stupid voorbeeld maar ek dink baie mense sit met daarin sê ek wil 'n nuwe seisoen betree wat 'n tree is in gesondheid in vir 'n groter lewe, meer ek wil wegstap van iets toksies, iets stikkend en hier's mense wat nie saam met my kan stap nie en daarom moet ek hulle agterlaat in die seisoen. En ek dink dit klink so taaf, maar miskien is dit wat Jesus vir ons vandag ook sê, maar as jy my wil volg in hierdie reis na heelheid in, partykeer is daar toksiese verhoudings, vriendskappe, werke waar jy was en jy het nodig om hierdie ding te laat gaan, want as jy hierdie ding vashou, as jy 2 hande vol het, dan is hulle net te vol. Hulle gaan nie soort van ek dink is baie toepaslik. 'n Ding wat ek doen met narratief is jy externaliseer mos nou 'n probleem. So die probleem is buite jouself. Ek is nie die probleem nie. Ek is in verhouding met 'n probleem. Maar ek voel dit my vrou ook sê. Ek sê jammer om julle twee kan gerus kom sit. Ek sal dit probou nou doen. Maar wat mense nie doen nie, is hulle externaliseer nie die positiewe storie noodwendig nie. So ek gebruik altyd die voorbeeld daai Marlies, so jy kyk nou vir die verkeerde ding en dan mik jy direk vir daai paal. Maar ek goed, eintlik wat ek by wil uitkom is by beide sit jy met 'n netwerk van mense. Aan die positiewe kant, as ek my beste self is, as dit is soos wat ek my lewe ideaal soek, is daar mense op my grandstand, is daar mense wat my onvoorwaardelik aancheer, ongeag wat hulle daarvoor. Go Marlies, go! Go Marlies, daai paal kan nie sonder jou nie. En aan die ander kant het jy
noem ek hulle die parasiete, iemand anders het dalk voorgestel die soccer hooligans, maar dis mense wat net daarop uit is eintlik om te teer op die situasie. Yes, okay. En die mense wat, as jy gaan begin grense trek, gaan hulle sê, "Jesus, maar hoekom is jy nou so moeilik?" Of, "Ag nee man, dis net 'n joke gewees. Kan jy nie 'n joke vat nie?" So daai ouens in jou lewe, wat 'n mens, ek sien nou nie vir jou, wel jy moet elkeen met vir hulle self uitmaak wat maak hulle met hulle. Ek persoonlik probeer net my tyd beperk. Of my beskikbaarheid beperk. Want ek stel minder hulpbronne beskikbaar, want ek het nie noodwendig die energie daarvoor nie. Ek sien nou reeds, ons het gesê ons gaan daar 'n bietjie gesels oor die vorige week ook. So die voorreg gehad om laasweek in Umhlanga te kon preek. Ek het agtergekom ek is dalk bietjie meer van 'n introvert as wat ek gedink het ek is. Die stilte en die see en die goed en tyd op my eie het my goed gedoen. En so liefs as wat ek vir my familie is, dit is vir my so lekker as ek stilte en die see en die stilte en die stilte. As ek net 'n sin kan voltooi sonder dat my kind my met een of ander random ding oor die Pokémon in die rede val. Is daai goed nie van die duiwel nie? Dit is van die duiwel. So daai getap net 'n mens se energie en jy moet net maar daar wees. So vroeër by energie, almal se 24 ure is ook nie dieselfde nie. Almal se energie is nie dieselfde nie. Maar ek probeer oor die algemeen met die parasiete of die soccer hooligans of wat ook al jy hulle wil noem, ek probeer die tyd net beperk. Yes, ek het nou, dis nou super en maar ek het Saterdag aand was ek genooi vir 'n poker night en ek voel myself altyd vir avonture is lidmaat toernooi op goeters dan ek het ook al agter op 'n superbike gery. Voel vir my buitekant die klankgrens en ek sal dit nie weer doen nie, maar jy weet as mense jou saam nooi, voel dit wees 'n yes man. En as ek het 'n poker night gaan bywoon en toe is die ene langs my een of ander Italiaanse professionele golfspeler. Ek weet 'n min van golf, hy's op die Sunshine Tour, so dalk weet iemand wat hierna luister wie dit is. Maar baie nice en hy vertel my toe van die soccer hooligans in West Ham. Hoe crazy gewelddadig. Hy sê want nou sit die jy weet die rugby is aan agter en hy sê man, hy love rugby die Italianer. Hy sê julle hele span is terrible. Hy sê nee man, maar die mense is so beskaafd. Hy sê kyk julle fans en kyk hy sê en jy kyk die ouens vir die sport speel en ek so nice. Dan dink ek jy weet hierdie is nou die Sharks teen die Bulls. Ek bedoel dit's min of meer ek kan nou nie eers te veel vergelykings hierso tref nie, maar jy weet ek weet nie hoe ons Suid-Afrikaanse term oor oorlog sê. Dis 'n rowwe spel en hy kyk en hy sê man wat 'n mooi game, wat 'n klomp gentlemen en hoe mooi is hy, dis 'n semifinal, ek het gedra om hulle self in local derby en ek sê met die sokker is so as jy in 'n pub ingaan en jy vat 'n vriend van jou vriend se hand vashou. Jy weet as hy nie die regte klere aan het nie, want die mense in die pub gaan hom aanval. Nou, dit klink crazy. Maar nou ek sê dit want ek hou van jou beeld, die Byl praat op 'n stadium van hoor jy as jy die skaar verlos is wat vir jou wag, hierdie idee van 'n paviljoen vol mense wat vir jou cheer. En ek hou van jou, jy weet as jy dit eksternaliseer, jy sê eers mens hierdie mense wat sê go, jy's amazing. Ja, hier het ek alweer ek het my learners weer gedop. Moenie worry nie, volgende een go. Ja, dis daai give them an A tipe ding en as jy daai skare sien en jy hoor hulle stemme en sê hoor ja, my huwelik is nou taaf en jy sê man byt vas, go, gee nog 'n kans. Ons cheer vir jou, jy weet. En in daai skare sit jou ouma en jou oupa grootjie en al hierdie mense wat voor jou gekom het vir weer respek het en wat stories het met 'n vonkel in die oë en hulle cheer jou aan. It's a beautiful beeld om te leef mee, om te sê maar die challenge is nou ons is 'n community wat hierdie dra en ek dink soveel keer dan luister jy na die flippende ref sisteem hier langs jou en jy voel die ref is verkeerd en jy wens iemand wil hom tackle, maar dis wat ons doen met negatiewe kritiek en mense. Ons maak van hulle 'n skeieregter van ons lewe, maar hulle is net een stem in die skare en ek maar net toelaat die skare so van hulle jy weet hulle uitdreun. Miskien is dit die geloofsmanier is om partykeer te leef met en net daai stemme ons gepraat oor rykdom vroeër, maar net hierdie ding wat ek nie genoeg het nie of nie genoeg is nie. Miskien moet jy net daai stemme hoor wat jou aancheer en sê maar wow, jy weet jy doen eintlik amazing en die lewe is 'n geskenk. Dalk as jy daai stemme toelaat om dit bietjie uit te dreun. Daai perspektief help altyd. Ek dink dis altyd 'n stuk perspektief taking, dink ek wat nogal die deurslag gee. Want ek sien baie keer met paartjies mense dink en hulle kom met 'n negatiewe ding na my toe en ek hou daarvan om vir hulle aan die begin ook te sê hoorie maar kom ons kyk na julle waardes. Kom ons kyk na die goed wat goed gaan. Kom ons kyk na die goed wat aangeskakel is.
en ek sien baie grappie. Ekskuus? Kom grappie. As jy kan. So die goed wat aangeskakel is, want mense sien dit deur daai negatiewe ding. Hulle kyk vir die paal en hulle is met hulle fietsie op pad paal toe. En eintlik is daar soveel nice goed wat aan die gang is. Wat ek dink mense baie keer miskyk. Het sy dit 'n koppel is, het sy dit in ons persoonlike lewe is, dink ek is dit, ek weet nie, dis die ding wat vir my die deurslag gee, en ek dink mense sien dit dalk partykeer, dis dan 'n positiewe ding wat uit my people pleasing uitgekom het, is, want ek het gedink, ja, weet jy sit nou met mense en jy gaan 3 ure lank met hulle gesels, tot daar iets positief uit hierdie gesprek uitkom. En ek het later besluit, goed, hulle gaan kom met 'n negatiewe ding, maar ek hou daarvan om die eerste gesprek positief te frame. Want andersins stap ons almal hier so dreerie en verlep hier uit. Maar later toe ek nou 'n bietjie dalk wyser geword het ek agtergekom, maar dis eintlik alreeds die eerste stap van narratief, is om te sê, dis waarheen ons op pad is. En dis staf van die waarheen ons op pad is, wat jy eintlik alreeds in jou lewe aan die gang het. So kom ons bou daai uit. En dan help dit jou die negatiewe ook later aan frame. So, goed. Mooi. Dankie. Ons het begin by die ryk jong man, en gepraat oor tyd, en gepraat oor energie, en staf. Ons het gewoonlik 5 vrae wat ons mee afsluit aan die einde. Ek hoop Morney het dit ook gedoen met sy vorige gaste. Ek het nie geluister nie. Maar ek het ten minste met Niama gedoen. So, wat is 'n kinderherinnering wat jou geloofsvorming beïnvloed het? My arme Dewald het in 'n pastorie huis groot geword. Groot name in die niemand. Die niemand was iemand. So no pressure gewees vir, dis eintlik Dandrey se grappie. Soos, daai oom Dewald is nie niemand nie, hy is iemand. Wat het jou geloofsvorming beïnvloed? Ja, ek dink mense kry baie keer hierdie prentjie dat dit moet heavy gewees het en swaar en is terrible met dominee kind, maar my framing was dat in my gesin, daar's 2 synodale moderators wat daar uitkom van my familie, en is al mense wat verskriklik lief was vir die kerk, maar die prentjie wat ek by die kerk geërf het by hulle was nie hierdie perfekte of statige ding nie. Ek wil my gunsteling herinnering is dat ek en die Sannebergs, die ander predikant se seuns se kinders, ons op die kerkdakke rondgeklim het en ons het cricket gespeel in die kerk se tuin en die vensters uitgeslaan. Kyk, kerk het 'n aparte begrotings-item nodig vir kinders, vir 'n pastoriekinders, maar ek onthou, die kerk was die speelplek, so ons het letterlik toe ons hoërskool was, het ons die kerk het skerms gekry, en toe het ons, as ons nou 'n date het, dan ons meisies saam met ons vat om fliek te kyk in die kerk, en jy's 'n arm gat pastoriekind, maar jy weet, die kerk het nou 'n groot TV, so ons het, jy weet, ons date in die kerk gehou, ons het die setels, ons weet op 'n paar die setels sit, en jy weet, jy ken die alarmkode en al daai goedjies. So, in my ervaring was die kerk hierdie ongelooflike veilige ruimte om in groot te word, juis oor dit nie die plek van veroordeling of dit was nie, almal het geweet ons is stout gehad. Ek het meer as 1 keer pak slaag in die konsistorie in my lewe gekry. Is dit? En dis hierdie great geskenk van, ek onthou ook toe ek baie klein was, die gemeente waar ons was nou nie 'n groot of 'n ryk gemeente toe nie, was eintlik baie skuld gehad, armer mense, en ek het hierdie herinnering van, jy weet, een aand daar so opstaan, yskas loop, en kom ek agter, hier's 'n oom wat in die sitkamer lê en slaap, en ek skrik my dood, en gaan my pa sê, nee man, jy weet, vat vir die oomôreoggende koffie en alles, en nou oom wat, jy weet, uit die huis uitgesit was die aand, en fight gehad het, en dit was, toe ek groot geword het, nie met die statige teologie aan ontbyttafel nie, het was net 'n eenvoudige plek waar jy real life mense probeer help het, wanneer dit taaf gaan, en my pa het altyd nogal uit op elke raad gedien, as iemand iets nodig gehad het, as die skole afrigter, hy het selfs die skool se skaak afgerig op 'n stadium, en hy is nie as 'n skaakspeler gewees nie, en dis van my liefde van skaak, my pa was net betrokke van, hy is iemand en niemand wat die krap werk doen nie, maar hy sal hand opsteek. So my prentjie was nooit die een van dis perfekte mense, dis eerder mense wat dit bietjie beter wil maak. En ek het baie veilig gevoel in die kerkruimte, en toe later, toe ek nou
groot word en ek het eintlik my roepingsstorie kom maar uit in matriek het 'n vriendin selfmoord gepleeg en ek wou eintlik aktuariël gaan studeer het en toe dit nogal diep geraak en baie vrae wat ek nie vir antwoorde gehad het nie op daai tyd en ek gedink ek moet teologie gaan studeer dat ek 'n bietjie antwoorde net sin maak van al hierdie worstelinge oor waartoe gaan goed en hoe dink mense oor die lewe. En iewers nie, my agterkop was nog altyd hierdie idee maar die kerk is 'n veilige plek vir jou vrae, vir jou twyfel, vir jou trane en jou seer kry en dit is hoe ek wat wonderlik is. In teologie geland het. So ek hoor baie keer die prentjie wat mense oor kerk het, is nie die prentjie wat ek oor 'n kerk of oor die NG Kerk het nie. Ek gaan maar altyd daar wel te vriende se dakke onthou waar ek in die Sanneberg sien. Kyk of ek en my kinders daar oor die muur kan klim met ons ook op die dakke, hulle gaan wys. Kyk of het hulle my daar met 'n besem afjaag, maar dit is so ek het die great spasie gewees en ek my hart altyd om my gemeente waar ek dien so in te rig dat die res van die gemeente, so ek het baie tyd vir kinders, die gemeente al is hulle stout, hulle was vrygehand by funksies as stoutgatte. Maar great, dis 'n plek waar stoutgatte ook kan kom en ouers wat moeg is om hulle klein woonstelletjie te sit met die stoutgatte en hulle lewendig te probeer hou, jy weet, net vir hulle 'n breather te gee en ooms en tannies wat vir wie dit ook taaf gaan en jy weet al daai aspekte dis waar jy saamkom. Ja, nee, amazing. Wow, dankie vir daai deel. Ek dink dis 'n vars daar's hoop vir my kinders. Dankie Demal. Wanneer het jy laas gevoel God was werklik naby? En hoe het dit jou verander? Elke dag broer, jy weet, hoe anders die korum daai jou. Daar sê ek lees eers deur die kerkorde 2 keer, dan die Bybel 1 keer en dan deur die sinodale verslae. Is dit? Nee, nie belydenisskrif. Dominees grappie, sorry julle. Ek dink dis een van daai regtig tawwe vrae in die sin dat mense, as jy predikant is, die verwagting dat jy soort van soos 'n radiostasie wat nie sein verloor nie, is heeltyd ingetune op die radiokonsol. Ek het op 'n stadium 'n rooi iPhone gehad. Maar dit het nie direk met God geskakel nie. Nee, ek bedoel, moet ek vir julle bieg. Ek luister nie die groot FM of groot ontbyt of wat ook al wat die dominees op is of radiokansel alhoewel ek daarop al gepraat het 'n keer. En dit is net oor my raamwerk vir geloof is nie om te probeer om al hoe meer kerklike spasies in my lewe in te bou dat jy moet net gospel series in jou kar luister en jy mag net na die kerkprogramme luister. Jy moet as jou kerk jy weet 'n diens het dan moet jy 7 keer opdaag as 7 preke die dag is of as dieselfde preek 7 keer. En dit kom uit 'n era van mense het gesê maar ek wil my commitment aan die Here wys deur so vir my lewe fyn in te tune op al hierdie goedjies en nogmaals dis nie ek sê mense wat dit doen is verkeerd nie. Ek het net my prentjie van geloof wat ek groot geword het was geloof is dit wat deurbreek in die regte lewe se morsige oomblikke. Deurweefdheid. Yes. Jy weet was die oom wat op die jy weet met die oom met die ram asem wat op die bank in die pastorie maar kom uitpaas het van sy vrou het hom uitgeskop of die oom wat se kar stikkend is langs die straat en dan klim ek en my pa man en help om 'n band te ruil. So my kop was geloof nie die hoogdrawende wat ons pretend dis nie real life nie. Geloof was die dinge wat real life tolerable maak en beter maak en mooier maak vir almal het stikkend en seer kry. So ek probeer baie keer eerder te gaan sê man waar vandag in die stikkendheid het ek die kans gehad om dit beter te maak en 'n soort van waar ek voel ek ervaar God is wanneer ek genoeg energie en dryf gehad het en nie my rug gedraai het nie of nie verbygery het nie maar wanneer ek gestop het en ek dink dit is genuinely die oomblikke wat ek die naaste aan God voel. Ek dink daar's plekke soos jy nou sê die see, die Wildtuin sulke goeters. 'n Hillsong konsert. Blykbaar moet jy dit daar voel. Ek dink dit is nie is vreemd vir my, maar my spiritualiteit is absoluut meer in die bloed, sweet en trane, die modder van die lewe, daar waar my kinders die oggend, jy weet die siek is met koors en die hele aand ons wakker hou en my vrou met absolute geduld, jy weet waar ek nou al gatvol verby is en my vrou nog steeds het man ek hoor ek weet nie so ver te gaan nie gisterand ek kan bieg jy weet ek is nie nou by my vrou nie maar kindertjies honde maak my wakker sy van daai terrible aande ons dogtertjie is 'n bietjie bang en nou word sy net wakker en ek het nou 'n paar keer 'n dag gaan praat mooi gewees en nou is my geduld al op nou raas my laas kinders jy moet nou gaan slaap dis nou klaar jy weet in daai stem toe en alles super troostend en my vrou wat net daai geduld het om te gaan as pappa nou jy weet sy energie nou op is en dan met nog steeds nog rondte geduld en sagtheid gaan en verstaan maar sy is nou bang en obviously help wat pappa nie gedoen het nie en hy weet dit nie en dan gemaak sy reg dit wat ek nou eintlik stikkend gemaak het of vererger het en daarin ervaar ek want dis die uitnodiging van geloof dis daai Jesus spore dis to try again to try do it beter dag na dag
So ek voel dis nie so seer in die groot preke, die pragtige liedjies, die groot samekomste, die brandende boskampe nie. Ek dink is baie keer eerder die algemene staf en dan sit vanoggend jy het waar jy die kans gekry wel as jou vriend jou vra om 'n commitment te hou vir 'n podcast. Dankie vriend. Dan jy weet deur en dit kom doen. Dankie dude. Maar ek dink die kans om dit te mag doen is ook 'n voorreg om te sê ek het vandag genoeg resources, tyd, energie, geduld, geld om iemand te kan help. En dan net reflekteer en sê, "Wee, maar dit is die geskenk. Ek kon vandag iemand help. Wow, hoe geseënd is ek." So miskien daarin. Ja, thanks man. Wat sou jy vir jouself 5 jaar terug gesê het? Koop Bitcoin. So get one. Wat is die volgende een? Een klein daaglikse gewoonte wat jou geestelike lewe verbeter. Ek dink jy het vroeër gepraat ook oor gesonde grense. As hy baie cheesy goeters ons gehoor het die slogans van 'n gesonde liggaam, huiswees 'n gesonde gees en daarom moet jy nie tattoos skryf, rook of Pokémon versamel nie, jy weet, daai liggaam gaan help toe. Wil nie met my kind kom gesels hoor. maar ek dink dit kom baie keer as die dualiteit van jy maak nou keuse vir goed of 'n keuse vir sleg, maar ek dink dis eerder in die spektrum van jy kan beter keuses maak om te kies om gesond te lewe. As ek goed eet en ek kyk na my liggaam, ek het meer energie, ek het meer geduld vir mense, ek het meer kapasiteit om te help. As ek terrible voel en ek is op 'n donker spasie, jy sien dan is ek net nie daai weergawe van myself wat ek graag wil wees of voel ek moet wees nie. So ek dink om na jouself te kyk, jou liggaamlike, jou geestelike, jou gesondheid van jou hart is 'n baie belangrike praktiese ding. As jy dit doelbewus link aan, it's not just about me, dit is ek bou kapasiteit op. God het 'n roeping, ek's deel van dit. Ek het 'n geskenk, ek begrawe nou 'n geskenk nie, die minste ding nie, maar om dit reg aan te wend, het ek nodig om sekere voorbereiding te tref. Yes. So staan op, eet 'n goeie ontbyt, verkieslik, jy weet met nie te veel suiker oor jou pap of wat ook al nie. Ja, wat ook al gebalanseerd is. Eet 70 soorte vrugte, Discovery glo dis wat ek doen. Ja. En ek hou daarvan om te oefen, om te draf is my 'n goeie kop skoonmaker. Ek het nodig om dit te doen sodat ek regtig kan sit met mense wat deur swaar kry gaan en dit nie my oorweldig nie, maar ek bietjie dit kan sagter maak. So ek dink eenvoudige praktiese gesonde rituele en ek dink geloof my is baie keer nie om dan die einde nou Bybelversie jy weet nou moet jy gou 'n hoofstuk uit die Bybel lees dat jy net wys God was deel van jou dag aan die einde nie. Ek dink is baie keer net doelbewus die keuses wat jy die hele tyd maak te link aan jou storie en koneksie met God. So ek kies om gesond te leef want die Skepper het my op 'n sekere manier saamgestel dat as ek te min ure slaap dan jy weet is ek nie 'n goeie Christen nie. As ek terreur, jy weet, dan is ek die trawant van die bose of as ek jy weet nie my oggendkoffie nie. Ek dink daar's 'n klomp eenvoudige boublokkies wat ek sê maar die Skepper het my gemaak op hierdie manier. Ek kan nie deernag volleybal speel in die Immortal onderhoud by 'n random gemeente wat vra of ek deernag kan volleybal speel vir die jeugbos en ek sê vir hulle nee en hulle gaan my toe verby met die beker en ek tikkie ou langs my en ek sê van wel jy kan nie aan die bal sien nie. Ja. Maar hulle het nie my sin vir humor waardeer nie. Maar jy weet ek bedoel om te slaap, om te eet. Sorry, was dit 'n actual vraag? Nee, dit is 'n actual vraag gewees. Ek het nie die pos gekry nie. Ek dink jy kan deernag volleybal speel. Ek dink jy kan nie. Ek het verby. Okay, dis 'n goeie segue vir die laaste vraag. Vertel een snaakse of onverwagse storie uit jou bediening uit. Oh my goodness, daar is vrek baie. Een snaakse storie uit hierdie week uit kan ons begin, maar Dewald kan op sy eie moontlike boekse omstel. So yes. Ek dink die grootste ding is weer eens ek beskou die lewe as die avontuur en ek beskou die Skepper as iemand met 'n sin vir humor, want hy het die sin vir humor gegee. Ja. En so ek het nou al verskriklik baie random dominee requests gekry. Nou random dominee requests is jy gaan swat al die jare om die Bybel uit te lê en antieke tale te lees, maar niemand kom regtig nie uit met wat is die regte uitspraak van hierdie jy weet Joodse karakter in hierdie teks wat ek opgegrawe het bo my kelder nie, weet wat ook al. Die waf konsekutief in hierdie konteks. Ja. So jy swat baie lank in hierdie skillset wat niemand in belang stel nie. Hulle kom met goeie soos in die platteland onthou ek dit tannie eendag gekom uit te vra dominee shame, die oom het nou gesterf en is die platteland en die tannie is nou onseker, sy het na my toe gevra om te vra maar hoe moet sy nou geld belê? Jy weet want die oom het dit altyd gedoen.
Sê vir Jesus dan hier met my geld sake sien. Hy moet dalk eerder vir my advies gee. Die lyk of jy oom het heel right gedoen het. Wat het hy gedoen? Yes. Maar so jy kry baie keer hierdie versoeke wat ouers in Pretoria wat 'n keer gekom het en vir my sê maar ek moet met hulle kind praat, dis dringend en dan sê verloor kan ek hierdie sien nee, hulle gaan nou by die kerk kom en jy dink o shucks, jy dink dadelik aan hierdie terrible goed wat kan met 'n kind gebeur of gebeur het. Kom maar laat die arme kind waar aan die oor amper aangesleep en ek sê nee, dominee, praat nou met hom. Praat met hom. Waaroor? Nee, vertel vir die dominee. Ek sê okay, wat gebeur? Shucks. Nee, hy was in die top 10 gewees en hy het nou hierdie toets geskryf en hy het nie die top 10 gehaal hierdie ding nie. Hy fokus nie op sy studies nie, hy's nie meer in die top 10 nie. Praat met hom, ek kan nie meer dit. Nou sê ek soos, wat? jy so half, excuse, jy weet, what do you think we do here? Ek is nie seker of die hemel verwant is aan jou standaard 2 rapport nie, jy weet, of standaard 3, ek weet wat, ook al graad 5. Maar yes, ek sê vir die ouers 'n talking to gegee. Yes, nee, maar jy so omkant gevang deur sulke oomblikke want jy wonder jy dink onmiddellik, is hierdie kind alright, het iets gebeur, was daar 'n ongeluk, was daar nuus van die dokter of whatever en dan kry jy hierdie top 10 en is halfdaai was die kameras, jy weet, dis Leon Schuster hier Wester. Jy's geshocks. So ek onthou ek het al hoeveel sulke vreemde goeters gekry random, shame man, partykeer in daag mens by die kerk man, sê hulle die Maruti moet kom bid vir hulle, en dan vra waarvoor kan ek vir jou bid? Nee, hulle wil die lotto wen hierdie week. Nee, as hier Maruti vir die lotto wen kon gebid het, dan was die Maruti helikopter gehad en 'n yacht en ja, ingevlieg van Bloemfontein af Pretoria toe. Yes. Ja, as die dominee daai nog geweet het, ek sit baie keer en dan, so jy het hierdie oomblikke en dan, ek is deur 'n tannie een keer gevra, my eerste gemeente, ek is gevra om 'n begrafnis te kom lei en onmiddellik het ons 'n tipe van 'n trauma setting in jou kop wat jy regtig wil hoor waar die persoon gaan en Pieter is 'n meester daarvan weet ek. Dis dokter Pieter Visser aan die ander kant die tafel sê anders as Pieter Visser. Maar dis jy wil regtig sensitief wees vir die cues en die dinge wat iemand beleef. So dis net jy switch yourself so van aan. So ek is nou aangeswitch vir rou en treur. Kom by die tannie en ouerige tannie met die hele huis is jy weet dis daai die tee doilies en die kas vol random ornamente en dit is maar arm tannie, is maar swaar en sy vertel net van haar kind wat is en ek is so half jessie, dis terrible, maar ek probeer maar 'n soort van 'n dominee triek, julle of Pieter nou uitval, maar kyk na die foto's in die huis as jy nou inkom. Doen nou die foto's van sien hoeveel kinders is hierso en ken ek hulle, is hulle by die kerk, jy weet, is ek seker die ouma sê laasweek weer opgedaag, het is nie op die foto's nie, moet ek vra. En nou sien ek nêrens gesinsfoto's nie, en nou wonder ek sien daai snaakse bordierwerkies, daai goed wat jy met die naaldwerk doen aan raam. Ek dan uit te figure, maar dan is regtig sy is ontroosbaar. So ek is nou onseker net die tannie is redelik gevorderd in jare nou trek uit te figure die kind, jy weet wat is die situasie nou en ek nou maar seker vrae te vra as ek generiese om net en iewers dat ek net vir die tannie sê is maar wat het gebeur? Waar is die kind? Ek bedoel is dit by afpop moet ek saam met jou gaan was daar ongeluk. Hy sê nee, hy's hierso. Nou dink ek o shucks, nou wonder ek as ek na die toneel toe, jy weet 'n sterf toneel toe gelei, jy weet wat ek dan sê vir my, wil jy hom sien? Nou dog ek, jy weet, okay, jy weet, tannie staan daar op, ek wil soms ook nie, wag maar hier, nou dink ek al, ek is nou regtig bietjie omkant gevang, nou kom sy terug met 'n skoenboks, I kid you not. So 'n skoen, en ek tog, ek is soos, weet wat gaan nou hier aan? Sy maak die skoenboks oop, toe is daar 'n dooie haas in die boks. En haar kind was toe nou haar haas die troeteldier. En maar hy's kind so mens nog, het sy met Dani of so ietsie. Maar jy's daar so vir die oom se begrafnis. Ek is daar vir die haas se begrafnis, Pieter. Oh my soul. Ek vra vir die tannie, ek is toe nou jy weet haar kind en die tannie ruk en snik en ek wil nou nie lig maak of van nie. Want dit is vir haar 'n diep trauma, maar ek is so half weet ek is 1 jaar uit die kweekskool uit. Ek is so half ek het nêrens gelees van haasbegrafnisse nie. Ons al die grappie van is 'n ingehaas tannie, maar ek is genuinely nou soos is this a real thing en die tannie soos jy weet sy het my eintlik maar gevra as dit nodig het ek kom om begrafnis, jy moet nou iemand deur rou help so true, ek het al iemand gekry by die veearts wat gesê het my hondjie is nou net dood. Dit is massive. Ek het self vertroeteldiere. Dit baie bereid gewees om want ek het geweet sy's enkel lopend, so ek's baie bereid gewees om Sondag te sê ons dink aan X met wat 'n geliefde al die dood afgestaan het. Dit is massive jou as jy alleen is en dis jou support system. Support animals is not a thing. Maar jy weet die kort en lank is al 10 jonge toe nou vir ons 'n gat gegrawe in die tuin en ek het uit die formulier uit
vir broer Dani, die gelowige haas, jy weet. Het jy ek sien 'n nuwe hemel kom gesing? Is nog nie gesing nie. Kon nie orgelis kry in die tuin nie. Kon nie orgelis. Maar dis 'n vraag wat jy gaan dit altyd onthou want dit is net so vreemd dat jy dink al daai tyd in antieke tale en die gebruik van die Sheva in hierdie teks en liewe aarde, jy kan dit alles op Logos doen. Jy kan dit Google vandag. Kon ons nie net geleer het hoe om haasbegrafnisse, jy weet, beleggingsbestuur vir senior mense te gewys het en wat te maak met flippend stoute kinders wat nie meer in die top 10 is nie. En om 'n bizar te reël. Oh my goodness. Okay. Dewald, dankie. Baie dankie dat jy in jou eie rondskarrel kom gesels het met ons. Waardeer dit super baie en sien uit om jou weer te hê. Dankie hoor. Goed, bye.